Goeiemôre, dit is 'n groot voorreg om vanmôre saam met u te wees en die woord te bedien. Dit lyk vir my dit word al moeiliker hoe ouer ou word om dit te doen. Die ervaring van die jare help nie baie nie, want elke diens is uniek en besonders en ek begin al 'n bril nodig hê om my Bybel te lees. So baie welkom saam en geniet die diens en die woord en mag die Here daar vir u 'n snytjie brood gee om huis toe te neem. Verlede Sondag het Marius met ons gepraat oor woorde wat vlieg. En hy het gepraat van Simei wat vir Dawid met klippe gegooi het en vir hom sleg gesê het. En hy het vir ons vertel hoe ons woorde moet tel. Nou daardie gebeurtenis het plaasgevind toe Dawid terug op pad was na Jerusalem. Die oorlog was verby, die leer van Absalom was verslaan en Dawid was op pad terug om weer sy geliefde Jerusalem in besit te neem. Nou vanmôre is ek en Dawid weer hier, maar nou praat ons van daardie oomblik wat Dawid van Jerusalem gevlug het. Toe Absalom sy leer aan aantog was en sy seun hom wil doodmaak, toe hy gevlug het. Nou die naam wat die plek van sy naam kan ek vir jou noem, maar ek kan hom nie eintlik uitspreek nie, Maganaim. So 'n dorpie iewers aan die ander kant Jerusalem, waarheen Dawid en sy leer en sy volgelinge gevlug het. En in hierdie dorpie vermoed hulle, dis nou wat die slim mense sê, het Dawid Psalm 62 geskryf. En ek wil vanmôre deur daardie Psalm met julle bietjie saamwerk en deel en ek gaan hom eerstens vir u lees. Want daar is vir my 'n prentjie gekom van Dawid wat in die diepste amper depressie was. En hoe dat Dawid deur sy toevlug na God toe in oorwinning sy lewe kon lei. So jy luister nou eers saam met my na Psalm 62. Luister mooi wat Dawid hier vir ons te sê het. Hy sê vir ons, net by God vind ek rus. Van hom kom my redding. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek sal vas en stewig staan. Nou luister na die 3de en die 4de vers. Hoe lank sal julle my nog beskuldig? Hoe lank en my probeer doodmaak? 'n man wat reeds is soos 'n muur wat wil omval. 'n klipmuur wat omgestoot word. Hulle probeer my uitwerk. Hulle skep behaag in leuns. Met die mond seën hulle in die hart vervloek hulle. En dan sê hy Selah, gaan hy weer terug. Hy sê net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan. God is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte. God is my toevlug. Vertrou altyd op hom, my volk. Stort julle hart voor hom uit. God is vir ons 'n toevlug. Mense is verganklik. Mense is niks. Op 'n skaal wys hulle geen gewig nie. Saam is hulle minder as niks. Moenie op geweld vertrou nie. Roof sal jou niks in die sak bring nie. As jou rykdom toeneem, moenie dat dit jou te na aan die hart lê nie. Een ding het ek God hoor sê. 2, dat net God mag het. En 'n mens net by u Here kan vertrou. En dat u met elkeen handel volgens sy verdienste. Waarskynlik
het hy daar in daardie dorpie gesit, met die leer van Absalom in aantog, en dat hy daar hierdie psalm neergepen het. Hy sê dan van homself in vers 3 en 4, en vers 10 en 11, en hy sê, ek is emosioneel regtig in 'n verkeerde spasie. En as ons kyk op die tweede, Dawid deel sy emosies, dan sê hy, ek is in 'n verkeerde spasie, ek is onseker oor my toekoms, die mense skinder van my, hulle wil my doodmaak, hulle wil my omstoot, soos 'n stukkende muur, hulle wil my troon steel, hulle versprei net leuns en vervloek my, ek is niks werd nie, en tog sê hy, spaar tog my seun Absalom. Hy sê, ek het niks meer om voor te lewe nie. Die lewe het vir my tot stilstand gekom. Dis net probleme, dis net krisisse, dis net ellende. En dis dieselfde Dawid wat Goliat doodgemaak het, wat die leeu doodgemaak het, wat die beer doodgemaak het. Dieselfde Dawid van wie hulle gesing het, hy het 10.000 verslaan, terwyl Saul net 1.000 kon verslaan. Wat het nou in sy lewe gebeur, dat hy sê, ek beteken niks meer nie. Ek het geen toekoms nie. Ek het nie meer krag nie. Ek het nie meer lus vir die lewe nie. Ag, as hulle tog net my seun sal spaar, al wil hy my doodmaak, maar my lewe het tot stilstand gekom. Ek het nêrens om na my toevlug te neem. Maar dan maak Dawid 'n besluit. Hy maak 'n keuse. Hy sê in die eerste plek, net by God vind ek rus. Van hom kom my verlossing. Die Nuwe Lewende Bybel sê, net by God kan ek rustig wag. Hy sê, ek word stil voor God. Te midde van sy lewenskrisis, sê ek word stil voor God. Ek los alles, hierdie dinge waaroor ek my bekommer en wat my lewe aftagel en afbreek en dit vir my moeilik maak. Ek los alles in God se hand. Ek onderwerp my aan hom, want hy, God alleen, sal my deurdra. Ek vind rus by die Here. Ek wag op die Here. God is met my. In stil wees en vertroue lê my krag, ongeag my omstandighede, ongeag my lewenskrisis, is God daar. Hy sê, ek is seker van my verlossing, ek is seker van my redding. Die boodskap sê, God, dit is hy, God, wat my elke keer red as ek in die moeilikheid beland. In die moeilikheid, een antwoord, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Dan erken Dawid, hy sê, net hy, God, is my rots, en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig staan. Die boodskap sê, by hom alleen is ek veilig. Hy verlos en beskerm my. Al is ek in die moeilikheid, sal niks my ooit onderkry nie. Want net hy, weer eens, net hy, net God is my rots. My lewe word nie bepaal deur my omstandighede nie. In my eie lewe, die afgelope 4 maande, het ek dit oor en oor agtergekom, dat my lewe word nie bepaal deur my omstandighede, omdat my dierbare vrou oorlede is 'n paar maande terug nie. Daar is altyd 'n God wat daar is om my op te tel. Daar is altyd iemand wat deur God gebruik word om my op te tel. So, ek kan saam met Dawid sê, hy is my
rots. Hy is my hulp. Hy is my veilige vesting. Hy is my toevlug. Letterlik beteken daardie woord rots ook my wegkruipplek. En dit is lekker om 'n wegkruipplek te hê wanneer jou lewe wil uitmekaar uitval, wanneer jy voel daar's niks in die lewe vir jou oor nie, daar's 'n wegkruipplek. Vader wat lief is vir jou, 'n seun wat sy lewe gegee het vir jou en oorwin het, en die Heilige Gees wat in my woon en vir my sê, ek is by jou, ek is met jou, hy is my rots, ek kan stewig en vas staan, ek gaan nie maklik ondergekry word nie, ek gaan nie maklik afval nie, want ek staan op die rots van die eeue. En moenie vir my sê, daar kom nie daar dat jy voel, wel, waar is God nie? Hoekom het hierdie ding oor my pad gekom? Hoekom is dit nodig dat dit gebeur het en dat gebeur het? Hoekom is ek in hierdie krisis? Jy voel of jy wil in mekaar sak soms, maar dan is dit die Here God, wat sy ewige liefdevolle hand uitstrek, en vir my vashou, sodat ek kan stewig staan, wanneer ek struikel, wanneer ek miskien dink ek gaan val, dan is dit hy, wat my weer optel, en my voete op die rots sit. Hy sal nooit homself van my af wegdraai nie. Want ek en julle is sy kind. So die rots bly vir ewig staan. Die storms van die lewe dreig ons baie keer om ons te oorweldig. Maar wanneer ons geloof onvoorwaardelik op God gerig is hy die rots wat vir ewig staan. Wat vir ewig onwankelbaar is. Onthou jy nog daai ou halleluja lied, skuil net by u, o rots van die eeue. Ek skuil net by u. In Dawid se donkerste omstandighede, met die vrees vir die dood, watter leer gaan wen? Gaan Absalom se leer wen? Gaan die leermag wat getrou is aan my, gaan hulle wen? Gaan my seun dit oorlewe? In sy donkerste omstandighede kon hy sê, God is my rots. Hy het 'n keuse gehad. Hy kon verval het in die ellendes, of hy kan kies om God as sy rots te erken. Want almal van ons word blootgestel aan baie gevare, siekte, depressie, versoekings, oorloë, geweld, ongelukke, dood, onsekerheid oor die toekoms, en so kan ons aangaan. Die feit dat ek op God vertrou as kind van die Here, vrywaar my nie. Die Bybel sê, dat die dag toe ek tot bekering kom, is ek nou sonder worries. Werk nie so nie. Staan nie in die Bybel nie. Probleme, krisisse, sal my deel bly as kind van die Here tot aan die einde van my lewe hier op aarde. Verstaan dit nie altyd nie. Maar die feit dat ek op God vertrou en te weet, daar's 'n plek om toevlug heen te neem, dit beskerm my emosies en my gedagtes. Want Dawid het geweet, God sal my nooit in die steek laat nie. Dan sê hy in die volgende vers, want, hoekom sal hy my nie in die steek laat nie? Want ek vertrou op hom. Ek vertrou op die Here. God is die middelpunt van my vertroue. Die boodskap sê, om by hom te wees, gee my hoop. God is die bron van my hoop. Dis nie my goedheid nie, dis nie hoeveel keer ek die Bybel lees of die kerk bywoon nie. My hoop is in God gevestig, omdat hy is my lewe, my begeerte is na hom, my toekoms is gefokus op die Here.
Hy het geleer om geduldig op God te wag. Hy het geglo in die woord van die Here. Die wete dat God by hom is. Hy het geleef in 'n persoonlike verhouding met God. En soos jy en ek weet hy ook, die beste lê nog voor. Want daar kom 'n dag, wanneer in 'n oomblik die Here Jesus ons kan kom wegneem van hierdie aarde af, of hy kom haal my om vir ewig saam met hom te wees, waar hy in die hemelryk is, en dan is dit geen meer pyn, geen meer dood, geen meer probleme, geen meer krisisse. Daar kom 'n dag waarna ek kan uitsien, maar hier op aarde moet ek soos Dawid vashou aan die wete dat die Here is my heerlikheid en krag, my sterkte, my sekuriteit. Jy het nie sekuriteit vir my van jou gees nodig nie, jy het net die Here nodig. God is die een op wie ons kan staat maak. My toekomsverwagting is in hom. Dit word nie deur my ellendes en probleme en trane en die hoekoms en waaroms bepaal nie. My verwagting is van die Here. Vers 9 sê hy, stort julle harte voor hom uit. Stort julle harte voor hom uit. Die boodskap sê, praat julle harte leeg by hom. Gebed is die pad na bevryding. Gebed is die leer waar ek kan uitklim uit die put uit met die krag en die nabyheid van die Heilige Gees in my lewe. Dis my keuse om van die donkerte van die ellendes en probleme en krisisse om te keer en na die lig te kyk. Jesus Christus, die lig van hierdie wêreld. Christus het deur sy kruisdood en opstanding vir ons die pad oopgebreek na God se wonderlike liefde. Vertel God alles, omdat hy weet alles. Die sinnelose dinge wat op my lewenspad gebeur, wat ek kan sê waarom en hoekom nie, God maak sin daaruit. As ek op hom wag, as ek op hom vertrou, as ek hom glo. Kom met al jou geestelike note, begeertes en bekommernisse, smarte en stryd met vrymoedigheid na die Here toe. En as ons nie meer weet wat om te bid nie en hoe om te bid nie, dan woon die Heilige Gees, God die Heilige Gees in my, en hy tree vir my in. Die Gees van God staan voor die troon by God die Vader en die Seun, en hy tree vir jou en my in ons diepste nood en ellende, maar ek moet die keuse maak, waarop ek gaan fokus. Hy is my toevlug. Ek kan seker wees, dat ongeag omstandighede, ongeag die seisoen waarin ek is, ongeag wanneer die gety teen my is, dit maak nie saak hoe donker die nag is nie, ek het 'n toevlug. Dawid sê, ek weet waarheen om te gaan. Ek weet na wie toe om te gaan. Want hy sê in vers 12, net op u vertrou ek. Hoekom? Want al die mag, sê vers 11, is in die hand van die Here. Niks, niemand, geen bose, geen duiwel, geen niks het mag oor 'n kind van God se lewe. Ek kies of ek my gaan laat onderkry deur allerhande dinge wat in my lewe gebeur, en of ek God gaan vertrou, my toevlug na hom toe neem. Hy wat vol van liefde en genade is. Hy wat die almagtige is, die alomteenwoordige is, die lofwaardige is, die bron van alle geestelike krag wat in my werk deur die Heilige Gees. Ek vertrou God en ek luister en ek leen in my ore uit na hierdie aanslag van die vyand op my emosies en op my denke en wat my wil aftrek en afbreek en vernietig nie, want ek kan God vertrou. Ek kan my toevlug na die Here toe neem, want by God sê vers 12 in die Nuwe Lewende Vertaling, die trou, die getrouheid behoort aan die Here.
Dit behoort aan die Here. Getrouheid is 'n kenmerk van God. Getrouheid teenoor jou en my, van my as geringste tot wie ook al, tot die koning van Engeland. God se getrouheid strek oor almal wat dit soek, soos Dawid. Getrou. Die Here het nie van my vergeet nie. Dawid sê, die Here weet, hy sien my trane, hy hoor my uitroep, my seun, Absalom, my seun. Die Here weet alles. Vertrou op sy liefde, sy genade, sy goedheid, sy guns. Vertrou op wat hy vir ons vertel in sy woord, elke belofte in hierdie woord. Toe ons lang terug 'n koortjie gesing en al wat ek onthou is staande op die beloftes van my Heer en Heiland. Ek staan in die oggend op en te dink, Here, wat gaan ek in hierdie gemors van my lewe doen nie? Ek staan op, want ek het 'n God wat beloof, hy sal my nooit verlaat en my nooit in die steek laat nie. Ek kom sit daai laaste skyfie op, nommer 4, ons keuse. Wat gaan ek hiermee maak vanmôre? Wat het ek met hierdie woord gemaak, terwyl ek daaroor nagedink het? Wat gaan ek daarmee maak? Luister wat sê 1 Kronieke 8:16-11. 1 Kronieke 16:11 sê, soek hulp en beskerming by die Here. Soek gedurig sy teenwoordigheid. Die boodskapparafrase het nie daarop verskyn nie. Hy sê, vra vir die Here om heeltyd by julle te wees met sy groot krag. Moenie dat daar 'n dag verbygaan dat julle nie naby hom is nie. Dawid het gekies, in plaas van hom te verval in depressie en ellende en die hoekoms en die waaroms en Here, waar is U? Het hy gekies. En hy het gesê, ek kies God. Ek kies die woord. Ek kies om my oë op die Here gefestig te hou. Nou die vraag is nou nie meer daar nie, of die antwoord is nie meer daar nie. Ekskuus, kan jy hom net weer opsit. Wat gaan jy en ek vandag kies? Ek is so dankbaar dat deur die donkerte van die afgelope 4 maande, ek het misluk. Ek het gesê, Here, maar hoekom het jaar gevat? Maar ek het gekies. Ek het gekies. Ek het gekies om by die Here te wees. En ek dank God, dag vir dag het hy my gedra tot hier toe. En as jy vanmôre worstel en stryd het en trane het en kom, maak 'n keuse. Die Here, die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van die ou houtkruis en 'n leë graf, die God wat in my woon, die Heilige Gees, sal jou en my lewe verlig met sy grootheid en heerlikheid. Kom ons sluit die oë. Hemelvader, onsse Vader, dankie dat U daar is vir ons. Dankie dat U die een is waarop ons huis, ons lewenshuis kan bou. Die huis op die rots, al is daar storms en trane en ellende, en het die wind teen die huis aangewaai het, hy bly staan. As ons ons huis op die sand gebou het, wat sou van ons geword het?
Dankie Here dat ons vanmôre kan sê, ons keuse, ons besluit is om ons oë op te lig na U toe en te sê, Here, ek vertrou op U en U sal nooit ons in die steek laat nie. Amen.